Tevrens, welkom op Cosmos 94.1. Is altyd lekker om vir jou hier te hê en altyd lekker as jy jou kundigheid met ons deel. Maar ek wil sommer met die deur in die huis val eers en ek wil sê dat ek kan amper nie dink dat daar luisteraars is wat nie weet wie jy is nie. Wat presies is dit wat jy doen? Ek is 'n veearts en ek is niks anders as 'n veearts nie. Ek is maar net lief vir ons land en dit is die rede hoekom ons hier so is vandag en hoekom ek die geleentheid geniet om elke nou en dan ook op ander dele van Cosmos te gesels oor dit wat my dag tot dag is en dit wat ek sien waar kliënte en mamas en pappas van honde en katte sukkel, maar in hierdie geval nou ons boere en nie net ons boere nie, maar ons hele land wat potensieel kan swaar kry en hieronder kan lê. Hoekom ons hier is om daaroor te gesels en wat ek op die plase sien en hoe ons hierdie ding waaroor ons nou gaan praat kan beheer en hanteer net om beter te verstaan. Net vinnig jou spesialiteit, is daar iets waarin jy spesialiseer? Nee, ek spesialiseer in niks nie, maar ek is baie lief vir die boere deel, so wild en plaasdiere, so skape, bokke, beeste. Ek stink nou juist soos beesmis, soos wat ek hier sit en het so en moet met my skoene skrob. Veral nou terwyl ons praat oor hierdie biosekuriteit, moet ek my skoene skrob van die plaas wat ek nou vandaan kom, maar nee, ek spesialiseer in niks nie, ek het ook 'n groot liefde vir die honde en die kat en ek sal hulle nooit los nie, maar plaasdiere is my groot genot, ja. Fantasties. Nou toe, kom ons gesels, vandag is 'n baie belangrike gesprek, ons hoor dit al hoe meer, veral in die nuus, veral in Suid-Afrika. Gister het ek 'n stemnota geluister wat 'n boer 'n beroep doen op mense vir voorbidding, omdat daar boere is in Suid-Afrika wat kwaai gebuk gaan onder hierdie probleem, en dit is back enclosure. Nou, ons hoor van back enclosure wat skade maak in Suid-Afrika, maar verstaan ons werklik wat dit is? Vertel 'n bietjie vir ons, wat is back enclosure? Word dit veroorsaak deur 'n virus? Is dit 'n bakterium? Hoe werk dit? Dis 'n baie goeie vraag, Jean-Louis, en die rede hoekom dit belangrik is om daai onderskeid te tref is klein bietjie later in ons gesprek gaan ons raak aan behandeling, maar dit is 'n virus en 'n virus kan nie behandel word met antibiotikum nie. So dit help nie jy gooi Terramycin of Dieselfox of Penny-LA in die dier se rigting nie. Dit gaan nie help om daai dier vinniger gesond te kry nie. Jy gaan jou geld mors daarmee en daai geldjie kan, soos wat ons nou gaan luister later, waar daar baie ander dele is in jou boerdery waar jy potensieel daai geld liewerster gaan moet bestee of daai bestuurstyd gaan moet bestee om hierdie ding te kan hanteer, gaan dit nie help om antibiotikum in sy rigting te gooi nie. Daar's liewerster ander goedjies wat gaan help wanneer ons wil behandel. So kyk mooi, gebruik daai geld op 'n ander plek, hê die antibiotikum beskikbaar vir jou en ten minste 2 van daai 3 kan jy oor die toonbank kry, maar dit gaan wees wanneer jy en jou veearts saam besluit om dit toe te dien, want jy gaan dit mors op 80% van die diere. Daar's net so 10, maar ons sal later bespreek hoekom, maar 10% of 10 tot 20% van jou diere wat dit regtig gaan nodig wees om te gee in 'n latere stadium van die siekte. En dit wat jy nou sê net vinnig oor die boere, die deeltjie of die stempos wat die boere vra vir voorbidding, dis vir my belangrik want daar is selfs selfmoord hulplyne in Suid-Afrika gestig om boere by te staan om hierdie ding te hanteer, te help deurtrap, want dit is so afbrekend vir die bestuur en vir die finansiële prentjie van 'n boerdery self, en eintlik vir die hele land se ekonomie, maar van 'n boerdery self, dat dit goed is dat hierdie ou dit so gevra het. Nee, en kyk, en ek het eintlik net vandag besef dat ek dink nie ons weet en Jan Alleman wat elke dag, ek is nie iemand wat elke dag eerstehandse ervaring het as dit kom by 'n plaas of boerdery en die tipe van ding nie. Ek dink nie ons besef hoe ernstig dit is nie, want as ek nou weer moet verwys na daai stemnota wat die ou sê, dis 'n een boer wat sy buurman gebel het en gesê het, kom skiet my beeste, want hulle is letterlik op hulle knie, hulle kruip op hulle knie rond, hulle kan nie regop kom nie. So ek dink, dis belangrik hoekom ons hieroor praat vandag. Ja. Ons kan miskien 'n bietjie later meer uitbrei daaroor, maar kom ek hoor eers by jou, watse diere is vatbaar vir back enclosure? Gesplete hoefdiere. Kloue. Ons noem dit nie eintlik hoewe in diere nie, en dit is hoekom ons back enclosure het. Dit is die diere wat
kloue het, gesplete hoewe het en dit kan enige gesplete hoefdier aantas. Beeste, skape, bokke wat ons groot direkte kontak is op vir meeste boere. Dan varke het dit al opgetel tot 'n mindere mate, maar dit is verseker bewys dat varke dit as gesplete hoefdier kan optel. En dan al ons wildspesies, enigiets van steenbok tot kudu, eland en gemsbok, al daai diere kan dit optel en dit is juist hulle wat die boggers is wat help in die verspreiding van die ding, want ons kry hulle nie so goed bekamp, ons kry hulle nie so goed ingehou in ons plase nie en baie van ons boere deel diere. Ons groot gemsbok populasie migreer elke jaar al die pad van amper Grootfontein Oudtshoorn rigting af al die pad in die woestyn in. So al daai plase waardeur hulle beweeg, kan hulle dit versprei en so ons het nie geïsoleerde plase om mee te begin nie. So elke gesplete hoefdier vir jou wat nie wild boer nie, is jou bees en skaap en bok jou direkte impak, maar dit is die verspreiding kom baie keer van die wild af. As ek is 'n leek op die onderwerp, so as ek kan vra, hoekom dan nou nie diere met hoewe nie, hoekom net? Dit sal ons eendag vir die groot man na bo moet vra. Dis maar ongelukkig hoe die virus, of gelukkig dat dit daarom nie daai diere ook aantas nie, maar die virus werk eintlik in blaarpens of blaarvreters en grasvreters, so jou herkouers is die woord waarvoor soek, jou ruminants. So enige herkouer soogdier wat gesplete hoewe het, dit is deel van sy siklus, hoe hy siek maak, is daar selle in daai diere wat hy aan homself heg. Interessant. Wat is die tekens wat boere voor moet uitkyk, wat mense voor moet uitkyk? Hy veroorsaak sulke seertjies in die mond, amper soos 'n koorsblaar, vir die luisteraars wat koorsblare ken, amper soos 'n koorsblaar, of as jy jouself raak gebyt het, daai seer bek, maar net nog seerder. En dan bars daai plekkie, so eerstens swel hy, nadat hy geswel het, bars hy, en dan is hy nou nog rou ook, en dis nie net een plek waar jy jouself raak gebyt het, of een koorsblaar wat daar groei nie, dit is eintlik meervoudig. Jy sien dit teen die tong af, jy sien dit in die res van die kele, in die res van die mond, en amper tot in die keel, waar ons nou nie regtig kan sien nie, maar daar so kan die letsel sit, en so in die bek. Ons Afrikaners hou daarvan om dit reg te benoem, die bek, en in die kloue. Dieselfde seertjie kom tussen die kloue en op die hoefwand kom daai seertjie tevore en dan skeer hy oop. So, dit kom later wat se tekens, die groot tekens daar gewys word, as jy nie elke een van jou diere bek, ons noem dit om die dier te bek, jy gryp die dier vas in die drukgang, gryp sy tong, maak oop, kyk of daar enige sere daar binne is. Daai dier vreet nie so lekker nie. Hy drink miskien water, maar hy vreet nie so lekker nie, want hy is besig om seer te hê, en elke halm wat hy vreet druk teen daai seer wat daar binne is. So hulle vreet nie so goed nie. En hulle wil nie stap om te wy nie, en hulle wil partykeer nie eers staan om te stap nie, want dit is so seer van daai sere tussen die tone. So party diere wys baie letsels, party diere wys amper glad nie letsels nie, maar hulle is steeds besmet, en dit is steeds hulle is juist eintlik hulle wat die moeilikheid maak, want ons dink nie hulle is siek nie, want hulle wys nie veel letsels nie, hulle eet en drink, miskien 'n klein bietjie minder, beweeg rond, miskien 'n klein bietjie met meer ongemak, en dan skuif ons daai diere van een kamp na die volgende, ons skuif daai diere nader aan die grens van ons bure, ons skuif daai diere buite ons plase na ons ander plaas toe, en so kan ons baie maklik daai verspreiding doen. Veral ongelukkig as jou minder letselwysende diere of tekenwysende diere die eerste besmetting op jou plaas is, en dan skielik sit jy met 2 plase en omliggende omgewings wat daai siekte mee sit. Wat besmet is dan. Besmet is. En hoekom moet ons, vir die ouens wat dalk nie weet van boerdery en hierdie tipe van ding nie, hoekom moet ons so bekommerd wees en so hard probeer om hierdie siekte uit ons land uit te hou? Die interessante ding is, dit is nie, en party mense wat nie weet nie, gaan dit vir jou so sê, dit is nie 'n siekte wat baie diere doodmaak nie. Ons sê dis 'n hoë morbiditeitssiekte, maar nie 'n hoë mortaliteitssiekte nie. So nie baie diere vrek daarvan nie. Nie direk van die siekte nie, veral nie as ons hulle kan help nie. Maar dit word geïdentifiseer of geklassifiseer as 'n produksiesiekte. Dit veroorsaak dat hulle minder inneem, so jou jong kalvers wat die siekte kry, vreet dan minder, so hulle groei minder, so die uiteinde
van jou dier se groei is laer en hulle die verlies is ook as gevolg van die feit dat hulle nie wyn nie, minder inneem en so 'n produksiesiekte in essence. Daar's twee redes hoekom jy verliese gaan kry. Direkte verliese van produksie as gevolg van die sukkel aan die eet wat ek nou verduidelik het. En die tekens vat so 7 dae om op te bou, siekte te wys en dan weer weg te gaan. En daarna sit ons met die kans vir die sekondêre besmetting van bakterieë. So ons het nou net gesê dis 'n virus, maar dan kan ons in so 10 tot 20% van ons diere 'n sekondêre infeksie kry. Dis nou 'n oop wond wat die hele tyd in die mis en in die sand loop, so die ding kan ontsteek en later besmet, infeksie kry en dieselfde met die sere in die bek kan ook infeksie kry en dit is op daai stadium 'n dier wat besig is om gesond te word wat dan skielik weer siek word, daai stadium, daai diere waar ons antibiotikum kan potensieel help. Ons sal nou kom by die behandeling, maar dis die direkte verlies van die siekte. Die indirekte finansiële verliese is die tyd wat jy moet bestee om daai diere te behandel, die medisyne wat jy moet koop om daai diere te behandel en die moeite wat dit gaan vat vir die om toe te pas om daai siekte te bekamp. En dit gaan vir al ons boere wees, want ons wil nie daai siekte hê in die res van ons land nie, want ons wil nie daai hele direkte verliese vir al ons die mense hê nie, vir al ons boere hê nie, maar die bekamping daarvan spesifiek om te keer dat dit versprei en dit dan weer weg te kry uit ons land uit, sodat ons weer ons uitvoermark kan kry, want sodra daai siekte in ons land is, suid van ons rooi lyn, dit is waarvoor die rooi lyn ook daar is, maar suid van ons rooi lyn die siekte kry, kan ons nie verloor ons uitvoerstatus en kan geen van die vleis in ons land uitgaan na die buiteland toe totdat ons weer skoon is nie. En dit vat jare om weer by daai status uit te kom, afhangend van hoe erg die verspreiding in die land is. So die twee verliese, direkte verliese en dan die indirekte verliese vir die moeite en die tyd en die geld wat moet ingaan om dit te bestry. Ja, finansiële verlies is eintlik maak 'n groot deel daarvan. Ja. En dis nie, ek meen dis landwyd. Shit. Hoekom word ons voertuie dan nou gespuit wanneer jy inkom oor die grens, maak nou nie saak van watter land af jy kom nie. En ek dink die belangriker vraag daar is ook, hoekom mag ek dan nou nie gaarkos inbring nie? Want ek was verlede jaar deur die grens, hulle sê nee, geen kos mag deurkom nie, maar hoekom? Die siekte gee nie om vir grense nie. En die rede hoekom hy nie omgee vir grense nie, is hy versprei soos 'n veldbrand met die behulp van smetvoorwerpe. Die Engelse woord fomites is nou maar die wetenskaplike woord wat jy baie keer gaan hoor, baie van ons nuus is in Engels, maar die fomites is jou dinge, jou klere, jou skoene, selfs op jouself en binne in jouself. Die siekte is bewys om opgetel dat dit al opgetel is tot 48 uur na die tyd waar iemand 'n blootstelling gehad het daartoe binne in die longe. Nou jy self word nie siek daarvan nie, maar hy sit daarso. Of hy bewys is om so lank te versprei van in en uit asem van asem is nog nie bewys nie, maar hy is daar, so hy kan teoreties so versprei. So dit is 'n baie geharde siekte. Hy gee nie regtig om vir temperatuur nie. Daar's net sekere produkte wat hom eintlik doodmaak en so as gevolg van dink net as dit aan jou is, kan dit aan die stof wees wat aan jou kar vassit en die wiele waardeur jou kar gery het. Jy was miskien nie op 'n plaas nie, jy was net Johannesburg toe en terug, maar daar 'n boer deur Johannesburg gery of op die hoofweg gery en so tel jy dan daai stukkie mis op in jou wiele en so versprei dit deur na ons land toe. En ons moet amper so ver gaan soos daai Australiaanse TV-reeks Border Security waar ons tasse oopmaak en enige klere wat nie skoon is nie moet eers gewas word. Enige skoene wat modder op het moet eers geskrob word. Eintlik al ons skoene moet geskrob word want dis waar die tek editeer slaan. Dit is letterlik daarso waar meeste van die verspreiding gaan gebeur as jy nie self in kontak is met diere nie. Net sodat ons daai ding tot die beste van ons vermoë kan keer by die grense, want as ons hom kan buite hou, dan hoef ons hom nie binne te veg nie. En dit is goed dat jy daai vraag, asseblief mense, moenie op die grense
stry met die sekuriteitsbeamptes of met die staatsbeamptes daar, so met die owerhede nie. Laat jou kar gespuit word. Daar's darm geld bestee om spreireises op te sit. Ek het nou nie die Afrikaans daarvoor nie, maar eintlik maar lyk amper soos 'n kar was waar deur jy ry waar jou hele kar papnat gaan gespuit word onder die wiele, bo al daai goeters en dan maak seker klim uit. Sit jou klim in die voetpad om jou voete te was, dan is ten minste daai skoene skoon. En wanneer jy met daai skoene eintlik eers wegry al van Johannesburg of Kaap af of waar ook al, vlieg selfs, maak seker jou goede skoon voordat jy dit in die tas pak voordat jy hierdie kant toe kom. Ja. Is daar enige ander maniere wat hierdie ding versprei behalwe op dit wat jy nou reeds gesê het? Dit is nie net ons nie, so direkte kontak deur elke deel van of elke afskeiding van die liggaam en elke uitskeiding van die liggaam tel ons hierdie siekte op. Melk, asem en neusafskeidings, speeksel van die mond af, urine, mis, al daai goed in diere versprei die siekte. So enige iets waar ek blootstelling daartoe gehad het, kan ek die siekte versprei as smetmiddel of smetvoorwerp self, maar so versprei van een dier na die volgende boop in jou plaas of met jou bure se plase. Direkte aanraking is jou groot verspreiding tussen die diere. Ek dink nou die belangrike vraag, die groot vraag is, hoe stop ons hom of hoe keer ons hom? Is dit moontlik? Dit is moontlik en dit is hoe ons dit tot nou toe reg gekry het om hom te keer uit ons land uit, is omdat ons relatief vinnig gespring het wat die grense aanbetref en relatief vinnig gespring het omdat ons al voorbereid is vir hom, want ons veg hom nou al vir 50 jaar teen ons noorde grens en ons het ons rooi lyn in plek in ons noorde grens. So ons weet wat om te doen. Die groot kommer is, ons is voorbereid vir hom teen ons noorde grens, maar ons grens met Suid-Afrika is nie noodwendig dierdig nie. Ons kordongrense wat veronderstel is om daar te wees, dit beteken my plaas en dan nog 'n draad voordat die Suid-Afrikaanse plaas begin. Daai grense is nie meer in plek regtig nie. Daar's diere wat loop in daai kordongrense. Daar is my plaas wat se die Namibiese plaas wat se drade nie reg is nie. Daar's die Suid-Afrikaanse plaas wat se drade nie reg is nie. So ons grense is nie voorberei daarvoor nie en omdat Suid-Afrika tot en met nou skoon was, het ons nie karbaddens soos wat ons kry wanneer jy van Suid-Afrika af in Botswana inry, waar die hele trok of die hele kar deur 'n watermassa ry wat hierdie ontsmettingsmiddels in het. Ons het nie daai voorbereiding op ons grense nie. En daaroor is daar nou hierdie manne en vroue wat met die rugsaksproeiers stap en jou kar spuit. En want ons is nog besig om daai goed te installeer, want Suid-Afrika was skoon tot en met nou. Hulle het presies dieselfde status gehad as ons. Ek sê nou, ek spring bietjie rond. Ek sê nou in 'n losterm, want dit is nou al 2 tot 3 jaar van het hulle eerste geval gehad het, waar hulle hom weer bekamp het vir 'n ruk en toe nou weer 'n uitbraak gehad het. Hulle het ook 'n rooi lyn gehad, soos ons rooi lyn het. Hulle het ook 'n gedeelte van die land gehad wat vuil was en 'n gedeelte of semi-vuil was en 'n gedeelte wat skoon was, maar nou sy die hele land vol. En dit mag dalk ons redding wees, Jan Louw, as ek nou kan sê. Hopelik spring ons boere in werk almal saam, nie net ons boere nie, elke persoon van die publiek in werk saam. Ons het die vermoë om gedeeltes van die land af te sonder wat diere beweging aanbetref, en elke dier in ons land, en ek is baie trots daarop, is geoormerk en het 'n nommertjie en mag nie beweeg sonder 'n permit nie. So ons het baie streng maatreëls wat tot 'n groot mate gepolisieer word, anders as in Suid-Afrika, wat beweging van diere aanbetref. So as ons beweging van diere kan aanhou bekamp en dele van die land kan afsonder, waar dit nie versprei van een deel van die land na die volgende nie, en dan kan ons, as hy selfs in die land kom, kan ons dit geïsoleerde areas hou, in plaas van dat dit 'n pandemie raak, wat die hele land invaar. Ja, so hoe stop ons dit begin by die grens. As hy, kom ons hou dit sterk tot die beste van ons vermoë. As hy dan nou in die land inkom, gaan ons met die land se dele afsonderlik begin afsonder. En dan kom hoe maak ons wanneer hy in ons land is? Ja, want dis wat ek nou vir jou wil vra. As ons praat nou
Sover ons kennis strek wat die suidelike Afrika betref, is dit sover my kennis strek Namibië en Botswana waar daar nog nie bevestigde gevalle was nie. Wat as hy in ons land is? Wat dan? Wat maak ons dan? Dan isoleer ons daai areas. Wat gaan gebeur is dit hang af nou hoe die minister dit wil hanteer en die staatsveearts wat eerste op die toneel is, maar as daar 'n verdagte geval is, gaan daai plaas toegemaak word vir nou. Neem ek aan, dit gaan alles afhang wanneer die eerste geval hier is. Die onus lê op die minister om daai riglyne vir ons, daar's klaar riglyne neergeskryf, maar om daai riglyne dan nou toe te pas, maar daai plaas gaan gekwarantyne word en die dadelike omliggende plase gaan gekwarantyne word en tot en met 10 km daar rondom gaan dopgehou word. Gaan daar beheer van beweging van diere gaan toegepas word. So, dan afhangend van hoe die minister en die staatsveearts dit wil hanteer, begin ons inent daai plaas en die omliggende plase en hopelik kan ons hom net daar smoor. Hopelik smoor ons hom daar waar daai stukkie mis dan nou gery het al die pad van die plaas in die Vrystaat tot in Okanja. Hopelik smoor ons hom daar, maar van daar af kom die kruks om hom te keer, om te versprei van die een plaas na die volgende. Nou hier gaan ek nou die ideale omstandighede skep en baie mense gaan vir my sê dit is buitensporig om so te dink, maar dis die ideale omstandighede. Dan kan jy nou minder en minder toepas van dit of minder streng wees, maar deur minder en minder streng te wees, gaan jy meer en meer kans bied vir dit om te versprei. Ja. As jy nie wil hê, kom ons sê jy gee nou nie om oor die ander plaas en jy wil net jou plaas beskerm. Dan, as dit vir my enigstens moontlik was, ek het nie 'n plaasie, maar sou ek 'n plaasie die voorreg gehad het om 'n plaasie te hê, sou ek seker gemaak het dat my plaas heeltemal afgesonder is van die wêreld daar buite. Dit beteken, ek het op die oomblik nie 'n kordongrens nie, maar ek begin nou voorberei finansiëel vir 'n elektriese draadjie wat ek 10 meter binne in my draad span, reg rondom my grense. Daai elektriese draadjie kan van 'n sonpaneeltjie afloop met 'n charger of dit wat hom gaan elektrifiseer. So keer ek dan dat my diere nie in kontak kom met die diere langs aan nie. Ek laat ook nie die veearts of die chom wat vir my kom kuier of ons kan klomp voorbeelde daar gebruik om met sy voertuig op my plaas te kom nie. Sy voertuig stop buite, hy trek skoonklere aan by die groot pad by my hek en dan klim hy in my kar met skoonklere wat ek vir my overall gee en dan kom hy met skoonklere in my plaas in. So is die ideale omstandighede om dit te doen. Dan maak ek soos die vark in die hoenderplase wat nie toelaat dat enigiemand op daai plaas kom behalwe as hulle in en uitgestort het nie. Letterlik in en uitgestort het nie. So keer ons om die heel beste. Tweede van daar af kan jy net sê, okay, jy kan met my klere inkom, maar jy ry deur 'n bad water. Of jy kan met jou klere inkom, maar jy kan in 'n voetpad trap en jy ry deur 'n bad water. En nie skoon water nie, water met die ontsmettingsmiddel in. Ja. Of jy sê, okay, ek gaan ten minste met 'n spray bottel die kar spuit en my vriend wat kom kuier, die buurman of wat ook al spuit wanneer hy gaan kom. Ja. So kan jy nou trappe van vergelyking afgaan van groter kans vir jou om toe te laat dat hy op jou plaas kom. En jy gaan moet besluit hoeveel jy wil bestee afhangend van hoe groot verlies jy potensieel kan hê op jou plaas. Of jy kan dan nou niks doen nie en die kans vat. Ja, net jy het gepraat van die ontsmettingsmiddel. Hoe lank is die ontsmettingsmiddel aktief? Ek bedoel, want moet jy dit elke dag vervang? Hoe werk dit? Dit gaan afhang van wat jy gebruik. Daar's sekere chemikalieë wat darm 'n paar dae hou solank hy nie afgewater word nie. Dit hang af hoeveel water jy bysit, hoeveel jy nog saam van hom bysit. En meeste van dit is eintlik die verandering in suurinhoud van die omgewing van daai virus. Dis hoe ons hom tot 'n groot mate doodmaak. Ons maak hom dood met sure en basiese middels. Ek sal nou 'n lysie wees, 'n groot mondvol lysie, maar jy gaan 'n ordentlike produk koop wat daai doel vir jou gaan dien. Jy gaan hom afwater tot waar die regte konsentrasie is volgens die voubiljet op die bottel en hy behoort te hou vir 'n relatiewe tydperk, 'n week of 2 of so, wat hy
nie gaan verslaan nie, maar as hy gaan afwater omdat jy weer water in jou voetpad gaan gooi, dan gaan jy moet van die middel weer bygooi. Bygooi. So ek kan nie vir jou sê regtig hoe lank dit gaan hou nie. Dit is 'n goeie vraag, maar dit gaan afhang van wat se produk jy gebruik. Dit sluit weer aan by die koste-implikasie waaroor ons vroeër gesels het. Presies. Op die einde van die dag. Nou, die produkte wat jy sê wat mens wel kan gebruik, hierdie produkte net vir duidelikheid, is hierdie produkte net as dit nou klaar op jou plaas is of voor die tyd? Nee, hierdie is darm voor die tyd. Dit is die grens om te keer dat hy op jou plaas kom of te keer dat hy van jou plaas afgaan. Aha. So dit is die middelwegprodukte. Dit is dieselfde produkte wat gebruik word op die grense. Ons wil om die virus dood te kry, wil ons die pH van die omgewing, die suurinhoud van die omgewing rondom die virus, wil ons verander. So hier is eintlik maar net chemikalieë wat ons gebruik om die virus dood te maak, nie om hom direk dood te maak nie, maar om die omgewing te verander rondom hom. So dis nie die produkte waarmee ons diere behandel nie. Dit is net om die omgewing te behandel, om jouself skoon te maak, te ontsmet. Dis eintlik maar ontsmettingsmiddels. Groot lelike name soos natriumhidroksied, natriumkarbonaat, asynsuur, sitroensuur en natriumhipokloriet. En dan is daar ander spesifiek virusdodende middels wat jy kan koop. My voorstel hierso, en dit mag dalk wees gaan ek klein bietjie op tone trap, maar hierdie is 'n plekkie waar ek persoonlik nie sou speel met buurrate nie. Buurmanrate nie. Gaan na 'n ordentlike verspreider, gaan koop 'n geregistreerde produk wat op die produk staan, ek veg bekkenklouseer of ek kan bekkenklouseers doodmaak, en volg die instruksies vir hoe hy moet toegedien word. As jy 'n gat grawe, as jy so goed doen om vir jouself 'n waterbad te grawe vir die kar om deur te ry, dan gaan meet jy hoeveel water daar binne is, en jy vat nie net jou 5 liter en onderdompel hom daarso in, of oepsie, daar soos 'n Vrydagmiddag brandewynskootjie nie. Jy kyk hoeveel water daar is en jy werk uit die konsentrasie afwatering wat daar moet gebeur. Aha. En jy gooi die regte hoeveelheid in. En as jy nuwe water bygooi, moet daar nuwe middels op bygooi. Daar's ook 'n gedagte van hoe lank hou hy. Ja. Dit gaan afhang van die produk self. Meeste van hierdie produkte behoort nie te verslaan regtig nie. As ons begin neerslag sien in die water, is dit 'n kans om dit te begin verander, maar meeste van dit gaan meer oor jou afwatering, jou konsentrasie van die inhoud van hierdie produk om daai siekte dood te maak. En daar gaan die kruks lê. So kyk mooi daarna, wanneer jy water bygooi, gooi weer 'n nuwe produk by, sodat ons seker maak dat dit wat jy eintlik gedoen het, die moeite gedoen het om tot daar te kom, die moeite gedoen het om die kar te stap met die spray rugsakkie, om so die regte hoeveelheid en die regte konsentrasie van daai produk op die voertuig en op die mens en op die dier te hê. So, pas op vir in hierdie geval van buurmanrate. Hoe behandel mense dit? Is dit behandelbaar? Dit is behandelbaar. Gelukkig, soos ek gesê het, is dit nie 'n hoë doodsyfer produk, 'n siekte nie, maar dit is 'n hoë siekte, verspreidingssiekte. So daai diere het seer in hulle monde, hulle het seer in hulle voete. Ons gee vir hulle anti-inflammatoriese pynmedikasie om die seer te verminder, om die ontsteking te verminder. Dis nommer 1. Dan gee ons hulle iets om hulle immuunstelsel te versterk. So ons gee vir hulle 'n vitamiene aanvulling en ons gee vir hulle 'n mineraal aanvulling om die immuunstelsel te versterk. En daai diere wat verbeter en dan weer versleg, het 'n kans dat hulle potensieel 'n sekondêre bakteriese infeksie gekry het, en is net hulle wat jy voor antibiotikum hoef te gebruik. So daar doen jy dit in samewerking met jou veearts. Daai diere, daai 10 tot 20% gaan antibiotikum kry. Die res kry anti-inflammatoriese pynmedikasie, kry vitamiene en kry minerale om net self daai ding deur te veg. Net soos jy nie self antibiotikum kry by die dokter wanneer jy 'n griep of 'n verkoue het nie. Jy kry 'n lekker multivitamiene, MVA, effervescent tabletjie, en jy kry iets om daai ontsteking te verminder, nie die besmetting nie, want die liggaam moet self deur daai virus veg. Is dit veilig nou om te vra ten opsigte van entstowwe? Kan entstowwe toegedien word
Wat is die regulasies daar rond? Goed. Die groot ding is, jy gaan sien, jy gaan nie enstof op die rak kry nie. Die rede daarvoor is, dat daar's verskillende enstowwe potensieel beskikbaar vir die ding. Maar die enstof is nie noodwendig doeltreffend met die strain, die variant van die siekte wat in die enstof is nie noodwendig daai variant van die siekte wat op die grond is nie. So dis een deel daarvan. Die ander deel daarvan is die Wêreldgesondheidsorganisasie saam met ons eintlik ons uitvoermark, die invoerland, die Europa is nie 'n land nie, maar die omgewing het die voorkeur en die onus of hulle iets wil invoer of nie. As ek nie hou van wat jy vir my gee nie, dan gaan ek dit nie invoer nie. En as ek nie hou van die status waarin jy is nie, gaan ek nie jou produkte invoer nie. Of gaan ek jou baie langer vat om weer my goedkeuring te kry om daai produk in te voer na my toe. So, die riglyne is dat ons of gaan geklassifiseer kan word of status kan ontvang van 'n besmette land wat inent, 'n besmette land wat skoon is wat inent, of 'n heeltemal 'n skoon land wat inent, of 'n skoon land wat nie inent nie. En dit gaan afhang of ons uitvoermark daai vleis gaan ontvang, want hulle toets vir die siekte insteekproewe in die vleis en die produkte wat oorgaan daai kant toe. Dit sit nie net in die vleis nie. Dit sit in die melk, soos wat ons vroeër gesê het, dit sit in enige diereprodukte. Gaar of rou kan dit opgetel word en kan dit versprei, want nie alle hitte maak dit dood nie. Toe daaroor is daar beheer wat toegepas word oor daai enstof. En die enstof is 'n teersaakie gesprek op die oomblik in Suid-Afrika, want is Suid-Afrika op daai punt waar hulle eintlik maar net moet toelaat dat almal inent, of is hulle nog steeds op daai punt waar hulle nou nog steeds net die plase moet inent waar die uitbrake gebeur het en die plase daar rondom. En daai los ek vir hulle. Hier by ons gaan ons minister met samewerking met die komitee wat gaan gestig word of gestig is, besluite maak vir hoe daai enstof toegepas word, wat se enstof toegedien word, wat se enstof toegedien word en wie dit gaan ontvang en wie dit gaan bestuur. Dis nie net hulle wat daai besluit maak nie. Ons het 'n voorreg om lekker oop gesprekke te hê in die komitee wat gevorm is nie net staatsveeartse wat daar sit nie. Dis privaat veeartse, dit is rolspelers in die omgewing, in die mark, soos die NLE en die vleisraad wat saam op daai raad sit, wat raadgewers is, gegewende die navorsing wat gedoen is, wat ons sien wat uitspeel in ander plekke in die land, om dan nou te besluit of ons enstof gaan toedien en wat en hoe en wanneer. Sjoe, nogal baie interessant. Ter afsluiting, wat sou jy sê gaan die meeste waarde dra in die bestuur van hierdie siekte? Bekamping, eerstens teen ons grense en volgende in ons land. Saam met die bekamping gaan kom boekhouding. Ek is nie baie goed met administrasie nie, maar ons gaan maar die haas uit die hoed uit moet trek. Elke een van ons wat sleg is met ons boekhouding, oor wat se diere siek geword het, op wat se tyd, waarmee ons hulle behandel het, hoe lank het hulle siek geword, waantoe op ons plaas het hulle geskuif van die een plaas na die volgende. Want as ons dit nie gaan regkry nie, as ons nie ernstig daaroor gaan wees nie, dan gaan ons die verspreiding aanhel. Snaakse goed soos, wanneer laas het ek my water vervang in my waterbad wat ek gebou het vir die karre om deur te ry, of die voetpad wat ek gebou het vir die voete om in gewas te word. Hoe gereeld, wanneer laas het ek dit gedoen? Daai tipe boekhouding gaan die verskil maak. Gaan hy op jou plaas kom, gaan hy van jou plaas afgaan, gaan jou plaas vinniger oopgemaak word, gaan ons hom kan keer in sekere areas in ons land. Dit is so 'n moeilike siekte om te stop, want hy so versprei aansteeklik van die een dier na die volgende as gevolg van die direkte kontak. Hy word in elke deel van die liggaam, elke afskeiding en uitskeiding word hy gevind. En ons het nie baie beheer oor ons dierebeweging wat ons wilde diere aanbetref nie. Ons het darm wat die beeste, skape en bokke aanbetref, maar nie wat die wilde diere aanbetref nie. So, dis moeilik om te stop so. En daaroor, dit wat ons kan beheer, moet ons beheer. En voorbereiding, nou al finansiëel voor te berei vir wanneer hy kom, laat ek die voorreg het om vir myself metodes in plek te kan sit om my plaas af te sonder van die res van die wêreld af, wat smet voorwerpe aanbetref van voumeis, karre, mense,
en ander diere wat die siekte kan bring na my plaas toe. So in hierdie geval is dit beter om voorberei te wees, liewerster bang Jan as toe hê Jan. Definitief. Miskien net sou iemand vra het of hulle wil kontak maak met jou, hoe gesels hulle met jou? Hoe maak hulle kontak met jou? Dit sal beste wees deur Cosmos op hierdie stadium en dan kan 'n mens so die antwoorde deurgee of in 'n publieke antwoord, vra wat inkom, publieke antwoord dan nou wat ons deel op waar ook al hierdie gedeel word. Platforms, Ja. En kyk na jou eie veearts kan jy kontak. Baie van ons is ingelig daar rondom, anderster is ons besig om onsself in te lig daar rondom en om jou eie veearts te vind kan jy op die van, dit is ons vereniging se webtuiste van.org.na kan jy jou veearts se kontakbesonderhede daar kry. Nou toe. Baie dankie vir jou tyd, dankie vir jou insig wat jy met ons gedeel het en ja, lekker dag vir jou. Baie dankie dan.